Goeiemôre vriende, dit is vandag Vrydag die 21ste November 2025. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil by die Here. Vader God, ons wat die wind elke dag hier so in die somer erg ervaar. Here, as ons die wind so op ons voel en die bome buig, weet ons nie waar die wind vandaan kom nie. Ons kan die effek van die wind sien. Here, dit is soos die Gees is, ons kan nie die Gees sien nie, maar ons beleef hom. Ons sien waar hy is, ons sien waar hy werk. Baie dankie vir u nabyheid in ons lewens. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, ons kom nou in Filippense 2 by regtig 'n baie mooi stukkie, wat ons inderdaad as gelowiges baie goed ken, waar Paulus die volgende sê, hy sê, dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was, dubbelpunt. En dan sê hy wat hierdie gesindheid moet wees. Hy sê, hierdie gesindheid wat in julle moet wees, moet soos volg lyk. Hy, wat in die gestalte van God was, Jesus, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus as was. Dubbelpunt. Vriende, ek en jy as kinders van Jesus, as kinders van God, as kinders van die Heilige Gees, as kinders van die drie-enige God, God die Vader, Seun en Gees. Daardie gesindheid wat in Jesus was, moet ook in ons was. Nou Jesus wat God self is, het nie aan sy goddelikheid vasgehou, hy het homself verneder. So, hy het gekom, vriende, om in ons plek te kom sterwe, as God, die God van die heelal, in mense gestalte, kom wys wie is hy deur 'n mens, sodat ek en jy as mens kon sien, kon ervaar, en dat dit nie voel vir ons, of dat ons net iets in die lig is die heeltyd nie, nee. Ervaar wie hy is, en hy het Jesus aarde te gestuur, God self. En Jesus het vir ons kom wys wat sy gesindheid is daar, nee. Nommer 1 het God hom verneder, nee. Hy het afstand gedoen van sy goddelikheid. Vriende, of nie, hy het afstand gedoen van sy posisie in die hemel en die heelal. Hy het aarde te gekom in 'n mensgestalte, en hy kom vra vir jou en vir my, daardie gesindheid moet ook aan ons wees. Ons moet bereid wees, liewe vriende, om onsself te verloon, want dis wat God gedoen het, hy het hom eintlik self kom verloon, 'n God wat 'n mensgestalte is. En ek kom vra dieselfde van jou vir my, kom vra dat daardie gesindheid in ons is, in ons sal wees. Wanneer jy in die huwelik is, dat daardie gesindheid by jou sal wees, liewe vriende, waar jy bereid is om jouself ondergeskik te stel, waar jy besluit is om die ander wang te draai, waar jy besluit om die voete te was. Dit is daardie selfde gesindheid moet in ons wees, as wat daar in Christus was, kom sê Paulus. Die gesindheid wat in Jesus was, liewe vriende, was dat hy vir ons kom wys het, wat die toppunt is om homself in die skoene van iemand anders te stel. Dis wat God in Christus kom doen het. God in Christus het homself in die skoene kom plaas van jou en my as mense. Sodat Jesus presies weet waartoe ek en jy gaan. Wanneer ons deur seer gaan, wanneer ons deur swaar gaan, wanneer ons deur lyding gaan, selfs wanneer ons deur die dood gaan, weet hy wat dit is. En ten spyte van die uitdagings wat daar was, ten spyte van die uitdagings wat hy geweet het wat daar was, het hy nog steeds besluit, maar hy gaan hom ondergeskik stel aan God die Vader. Hy gaan homself so verneder om 'n mens te word. En vriende, wanneer ek en jy hierdie gesindheid het, wanneer ons die gesindheid het van nederigheid, wanneer ek en jy die gesindheid van die Heilige Gees het, want dis wat dit is, dieselfde gesindheid moet in jou wees, wanneer ons ingesteldheid het van vrede en vreugde en vriendelikheid en liefde en getrouheid en nederigheid en selfbeheersing en geduld en goedhartigheid, dis alles die gesindheid wat daar in Jesus was.
Nou kom sê Paulus, daardie gesindheid moet ook in julle wees. Daardie gesindheid moet in jou wees wanneer jy vir die evangelie uitkom waar jy is. Ons moet nie bang wees om vir die evangelie uit te kom nie, maar dit beteken ook, ek en jy moet dan 'n bietjie weet wat in die Bybel aangaan, hè. En ek dink baie van ons, liewe vriende, kom nie lekker by die Bybel uit nie en wil nie in gesprekke gaan ook met iemand nie, omdat ons nie eintlik seker is wat in die woord staan nie, omdat ons baie min en selde die woord lees. Kom ons lees 'n bietjie meer die woord, kom ons kyk 'n bietjie meer wat daar aangaan, kom ons raak ingelig in die woord van die Here wat hy vir ons gee, sodat ons, liewe vriende, wanneer mense ook met ons praat, dat ons ook die regte antwoorde vir hulle kan gee in liefde. My 5 sê, mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar, sy teenwoordigheid ervaar.